Goeiedag geliefde en welkom by ons herdenkingreeks vir die week wanneer rus onmoontlik voel. Ek is Pastoor Tief Boysen en namens my en die hele beleefspan wil ek vir jou sê welkom saam met ons. Ek hoop jy gaan hierdie week saam met ons reis en dit is vir ons 'n voorreg om saam met jou tyd te kan spandeer in God se woord. Nou, laat ek jou iets vra. Het jy al ooit gevoel jy is nie net moeg nie, maar dat jou moeg is? Jy's moeg van moeg wees. Jy slaap, maar jy word steeds uitgeput wakker. Jy probeer harder werk, en jy probeer vinniger werk, jy probeer slimmer werk, maar dan voel jy asof jou inspanning en jou effort net nie ooreenstem met die uitkomste nie. En dalk voel jy soos baie mense in ons tyd vandag, jy is moeg, jy is emosioneel uitgeput en dit voel of jy agter die lewe eintlik maar net aanhardloop, daai ratreis waarna almal so gereeld verwys. Nou, in die middel van hierdie realiteit klink Jesus se woorde eintlik vir my en vir jou soos 'n uitnodiging wat ons reguit in die hart tref. Dis in Matteus 11 vers 28 waar Jesus sê: Kom na my toe, julle almal wat moeg is en swaar 'n laste moet dra, en ek sal julle lewens verkoop. Wat 'n vers, as jy eerlik is, het jy hierdie vers al gehoor, maar dit voel ver, dit voel onbereikbaar, want hoe rus jy wanneer die lewe net nie ophou nie? Hoe vind jy vrede as alles in jou kop gelyk net hard praat? En tog, Jesus se uitnodiging, dit staan. Let op, hy sê kom, nie los eers alles uit nie raak eers reg nie verstaan eers alles nie, net eenvoudig kom. Dit is sy uitnodiging en wie nooi hy? Hy nooi nie die sterk nie, hy nooi nie die ou wat perfek is nie, hy nooi nie die persoon wat alles agter mekaar het nie, maar hy nooi die wat moeg is, die wat oorlaai voel, die wat stikkend is. En dan kom die belofte: ek sal julle lewens verkoop. Nou hier's waar dit regtig mooi word. Die Griekse woord wat Jesus gebruik vir verkoop is die Griekse woord anapausis of anapausin, afhangende wat 'n verbuiging jy gebruik, en dit beteken eintlik veel meer as net rus in die fisiese sin. Dis 'n innerlike verligting, 'n rustigheid van die siel, 'n herfokus op God se genade, die goedheid en sy teenwoordigheid. Dis wanneer jou wêreld nie stil is nie, maar jou siel is wel stil. Dis wanneer jy nog steeds verantwoordelikhede dra, maar jy dra dit met vrede, want jy dra dit saam met hom. Geliefde, Jesus beloof nie net rus nie, hy bied homself aan. Hy sê nie, ek sal die werk verwyder. Hy sê eintlik, ek sal saam met jou werk, ek sal saam met jou in rus wees, saam sal ek met jou beweeg, saam sal ek met jou wandel. Nou het jy al vir Jesus opgeneem op sy uitnodiging, op hierdie uitnodiging, dat hy saam met ons kan wees, sy anapausin? Nee, jy moet hom aanneem nie net as verlosser nie, maar jy moet hom innooi om saam met jou te wees, om saam met jou te wandel in die midde van jou werk, in die midde van jou stryd. Nou kan jy vandag vir hom sê, Here, ek is moeg, maar ek kom. Nee, dit is die uitnodiging om te sê, Here, ek is moeg, maar ek kom. So ek wil jou uitdaag prakties. Skryf Matteus 11 vers 28 neer, iewers waar jy dit gereeld kan sien. Sit dit op die yskas, op die spieël, sit dit miskien op jou foon en sit vir jou, stel vir jou elke ding daar wat jy net 'n tipe van 'n wekkertjie wat afgaan, nee, elke uur of elke 5 ure, nee, dan remind dit vir jou om stil te sit, diep asem te haal en te sê, Here Jesus, ek kom na U toe. Ek kom na U toe met my moegheid, en ek vra vir U rus, en ek vra vir U vrede. En dan wil ek jou uitdaag, deel dit in die kommentaar. Sê, ek kom na Jesus toe vir sy rus, en dan dalk daai wat jy skryf daar, bemoedig die volgende persoon om die durf te vat en die ywer te vat om werklik die Here te vertrou en te sê, ek sal in God se uitnodiging inbeweeg. En hierdie week is vir jou geliefde, as jy voel jy het rus, dat jou rus is ver van jou af, het voel vir jou amper onmoontlik, gaan Jesus vir jou wys dat sy rus is nie afhanklik van perfekte omstandighede nie, maar van 'n persoonlike verhouding met hom. Ek wil jou uitdaag om hierdie week saam met ons te wandel, sodat jou moeg sal minder moeg wees. Môre gesels ons oor wat dit beteken, wanneer Jesus sê, ek sal julle lewens verkoop, en ek wil jou uitdaag dat jy dit nie misloop nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat wanneer ons kyk na U woord, maak U die belofte dat U sê, kom na my toe, almal wat moeg is, almal wat belas is, almal wat oorlaai is, almal wat net die kans sien. Here, ons wil vandag, in die begin van hierdie week, wil ons moegheid vir U bring, en ons wil dit in volle vertrou, dat ons
daai angstigheid, daai kommer, al ywer ons en al bring ons beste en ons is nog steeds moeg. Here, ons wil dit bring na U toe en ons wil vra, Here, dat U rus ons deel sal wees, U vrede ons deel sal wees en dat ons terwyl ons werk, ons U vrede sal ken. Dit is ons gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Baie dankie geliefde ingeskakel het saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.